Goeiedag en baie welkom by vandag se Sinmaak. Sinmaak waar ons saam sin maak uit die Bybel uit, die wil van God, volgens 1 Petrus 3 vers 13 tot 22. Ek lees vir ons soos ouer gewoonte die 2020 vertaling, waarna ons dan dieper sal delf. Verder, wie sal julle sleg behandel as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs al sou julle ly ter wille van wat reg is, gelukkig is julle. Moenie hulle intimidasie vrees of ontsteld raak nie. Inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Doen dit egter met beskeienheid en respek, met 'n goeie gewete, sodat wanneer julle beswadder word, die wat smeelend is oor julle goeie leefwyse in Christus beskaamd kan staan. Dit is immers beter as dit God se wil sou wees dat julle ly omdat julle dit goed doen, as dat julle ly omdat julle kwaad doen. Immers, ook Christus het eens en vir altyd vir sonde gely, hy, die regverdige, ter wille van onregverdiges, sodat hulle julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. Deur die Gees het hy ook gegaan en dit vir die geeste in gevangenskap aangekondig. Daardie geeste wat destyds ongehoorsaam toe God in Noag se dae geduldig bly wag het, terwyl die ark gebou is. In die ark is 'n paar mense, altesaam 8, deur 'n vloedwaters heen gered. Die doop, wat 'n teenbeeld hiervan is, red julle ook. Nou, die doop dien nie as 'n verwydering van die vuilheid van die liggaam nie, maar as 'n smeekgebed tot God om 'n skoon gewete, op grond van die opstanding van Christus Jesus. Hy wat aan die regterhand van God is, nadat hy die hemel binne gegaan het en die engele, magte en kragte aan hom onderwerp is. Goed, so in hierdie teks wat ons nou vandag gelees het, is daar 'n paar dinge wat voorin kom, en ons sien, hy begin met vers 13 verder. So met die begin met die woorde verder, en beteken dit en dui dit aan, dat daar iets is wat hy vroeër gesê het, wat nou verder uitgebrei word. Of wat hy wil hê, moet nou ook beklemtoon word, en mense moet dit ook in ag slaan daarop. Verder, wie sal julle sleg behandel, as julle beywer vir wat goed is? In hierdie een vers sien ons, beywer is as jy enthousiasties is oor iets. Jy is opgewonde, spesifieke iets wat jy nou moet gaan doen, jy is opgewonde daaroor, met ywer wil jy dit doen. Jy sien uit om dit te doen, jy is amper opgewonde om dit te doen. So, ons moet ons beywer vir wat? Vir dit wat goed is. So, ons moet opgewonde wees, enthousiasties leef, volgens dit wat goed is, volgens die soeke na die wil van God. So goed is die teendeel natuurlik van wat sleg is, en sleg weet ons is die sonde. So God is goed, en ons moet alles doen wat goed is, en onsself beywer en opgewonde wees oor dit. In hierdie vers sien ons, mense wat goed doen, word ook baie keer minder geneig om vervolg te word. Ons praat nou van die fisiese sleg doen teenoor die goed doen. Ons praat nie van mense wat vervolg word vir hulle geloof nie. So, die wat goed doen of goed wil doen en die goeie nastreef, is ook minder geneig om skade te ly. Ons sien hierso, is daar 'n amper 'n teenpool teen die goed, en dit is die wat sleg is. So, ons het weer te doen hierso met die goeie wat God is, God se wil, God se gehoorsaamheid teenoor God, teenoor die sleg, die sonde van die mens. Vers 14. Maar selfs al sou julle ly ter wille van my, of ter wille van wat reg is, gelukkig is julle. In hierdie vers sien ons hy gebruik gelukkig is julle, en dit is dieselfde tipe gelukkig is julle wat ons sien in die Saligspreuke, so geseënd is julle, welgeluksalig. Salig is die wat doen, wat ly ter wille van wat reg is. So wanneer ons ly omdat ons die regte dinge doen, hier in die begin van hierdie vers, maar selfs al sou julle ly ter wille van wat reg is. So ons is besig om die regte dinge te doen, en omdat ons die regte dinge doen, daarom ly ons.
dan kan ons onsself sien as geluksalig, geseënd. Wees bly daarin. Wees geseënd omdat ons ly, omdat ons die regte dinge doen, want wat reg is God se wil. En wanneer ons dit doen en ons word nog steeds gelei of vervolg of gedreig, dan is dit ook goed, want dit beteken ons doen die regte ding. Moenie intimidasie, vrees of ontsteld raak nie. So, wanneer ons ly en ons doen die goeie en die regte, moet ons nie bang wees of vrees vir mense is 'n intimidasie nie. Want wanneer 'n mens vrees, kan dit baie maklik geloof ondermyn. En dan begin ons twyfel in ons geloof en maar doen ons regtig waar die regte ding. So moenie hulle wat ongelowiges is, se intimidasie vrees of ontsteld raak oor hulle kwaad nie. Hulle doen die verkeerde dinge en nou wil jy moet ook die verkeerde ding doen. As ons nou maar net hierdie vinnig kan toepas op ons eie situasie in vandag se lewe, dat ons sien daar so herhaaldelik mense intimideer omdat hulle sien jy gee nie om oor die bedrog wat plaasvind, of jy gee om vir die bedrog wat plaasvind, en jy wil graag hê dit moet stopgesit word. En nou probeer hulle jou intimideer, en hulle probeer jou ongelukkig maak, en kwaad maak, en seer maak, en laat ly, en dan wat gebeur? Dan baie keer gebeur dit dat mense ingee, want hulle kan dit nie meer teenstaan nie. En hierso word die teendeel gesê, moenie hulle intimidasie vrees of ontsteld raak nie. Hoekom? Inteendeel, eerbiedig Christus as die Here in julle harte, altyd gereed om te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. So die hoop wat in ons leef is dit wat ons behoort te dryf. Die dryfveer wat daar moet wees volgens hoe ons lewe. Die blydskap in Christus. So Christus moet ons dryfveer wees. Ons is heilig. Ons moet Christus respekteer as die een wat ons heilig gemaak het voor God, of regverdig gemaak het, nie heilig, regverdig gemaak het voor God. Teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis, moet ons dan ook opstaan in die geloof. So, hoe ek hierdie vers interpreteer is baie keer wanneer ons gekonfronteer word rondom die geloof en hoe ons moet lewe, dinge uitleef, moet ons dit op so 'n manier doen, dat ons dadelik kan onsself verantwoord. So as iemand vir jou vra, maar wat is jou opinie oor die doop? Dan moet ons dit kan sê. Wat is jou opinie oor, hoekom doen jou kerk dit? Hoekom doen julle geloofsgemeenskap dat? Laat ons onsself baie maklik en baie beter kan verwoord oor A, B en C. So wanneer iemand na jou toe kom en sê, maar hoekom glo julle net in die kleindoop? Of hoekom doen julle net kleindoop? Dan kan ons baie maklik en baie reguit die antwoord gee. Dieselfde oor regverdigmaking. Hoekom glo julle regverdigmaking word net deur geloofsdade of deur geloof en nie deur dade nie? Hoekom doen julle nie iets nie? So daar's ons heeltyd hierdie gereed wees, reg wees. Kom ons doen dit, waarvan hy dan praat. Dan gaan hy verder in vers 16. Doen dit egter met beskeienheid en respek, met 'n goeie gewete, sodat wanneer julle beswadder word, die wat smeelend is oor julle goeie leefwyse in Christus, beskaam kan staan. So, ons moenie beter weterig probeer wees nie. Ja, miskien weet ons nou iets, of ons kan ons geloof verdedig, maar ons is veronderstel om nie nou groot praterig te wees daaroor, of hoogmoedig te wees nie. Maar ons moet dit doen in nederigheid, ook nog steeds in beskeienheid. Maar hy gaan verder en hy praat ook van die respek wat daar behoort te wees. Die goeie gewete, onder leiding natuurlik van die Heilige Gees. So dit beklemtoon ook die innerlike vermoë om te onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is, wanneer ons praat van die gewete. En dit het te doen met die Heilige Gees wat ook uiteindelik in ons werk en deur ons werk. Want van nature sal ons nie altyd weet wat reg en wat verkeerd is nie. Dit het ook baie te doen met wat God se wil is, hoe ons dit leer ken het, en hoe ons dit dan ook uiteindelik uitvoer in ons lewe. Verder in vers 17, dit is immers beter as dit God se wil sou wees, dat julle ly, omdat hulle goed doen, of julle goed doen, as dat julle ly, omdat julle kwaad doen. So, ons sien hy praat van God se wil. So hoe leer ons God se wil ken? Ons leer God se wil ken deur die skrif en deur die skepping, nie deur enige ander maniere nie. Deur die skrif en deur die skepping. En dit is hoe God ook doelbewus en doelgerig sy wil bekend maak aan sy skepsels. Nou, in hierdie vers sien ons dat die voor die hand liggend ene is, dat jy moet dis beter om te ly, as gevolg van die goeie wat jy doen, as wat jy die slegte doen en jy ly nie.
Dit getuig ook van die ondergang en die agteruitgaan van die wêreld waarbinne ons is. En die ander deel van hierdie is ook dat lyding vir die regte redes is gewoonlik goed. Dit is beter om te ly as gevolg van die regte redes as om te ly as gevolg van sonde, wat die mens dan doen. Vers 18, immers ook Christus het eens en vir altyd vir sonde gely. So, dis klaar. Waar hy sê eens en vir altyd, dui dit op, dit is klaar. Daar is nie enige nog iets wat hoef bygedoen te word of bygevoeg moet word nie. Dit is klaar, dit is gedoen, dit is afgehandel. En Christus het dit gedoen. Hy, die regverdige, so Christus is perfek regverdig en daar is geen ander soos hy nie, terwille van ons onregverdig is. Christus het dan gelei en dit het finaal plaasgevind, dit is finaal, dit is oor en verby, dit het gebeur. Hy is regverdig en ons is nie regverdig nie. Ons is onregverdige skepsels. En omdat ons onregverdige skepsels is, daarom het ons iemand nodig om regverdig te wees en in ons plek te wees. Hoekom? Die rede volg, sodat hy julle na God kon bring. Dit is hoekom Christus ook gelei het en dat dit eens vir altyd verby is. Dit is klaar, sodat ons tot God kan bring, sodat Jesus ons versoen, sy versoeningswerk in God, in Christus, sodat ons weer tot hom kan nader en in verhouding tot die Vader staan. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, so die verwys na die kruisiging, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. So met die kruisiging het Christus gesterf. Hy is fisies dood, letterlik dood. Terwyl hy aan die ander kant is hy weer opgewek deur die Gees, wat hom dan nou weer laat opstaan in sy heerlikheid en wie hy is. En dit beklemtoon natuurlik die werk van die Gees en dit beklemtoon ook die opstanding en die krag wat daar is in die Gees wanneer hy opstaan. Ek hoop elkeen van ons kon so 'n bietjie sin maak van die teks waarmee ons nou besig is. Hoopelik maak dit vir elkeen van ons sin. Tot volgende week. Totsiens.